Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 19 Augustus. En vandag lees ons saam Romeine 11 vers 33 tot 36. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Word stil en bewus van God se teenwoordigheid by jou en in jou. Wie is God in hierdie oomblik vir jou? Verbeel jou dat God na jou kyk. Hoe kyk hy na jou? Wat is die uitdrukking in sy oë? Wat dink jy voel hy terwyl hy nou na jou kyk? Is daar iets wat jy graag vir hom wil sê? Is daar iets wat hy dalk vir jou wil sê? Gebruik hierdie oomblik om jou hart en jou gedagtes te draai na God, met die diep wete dat God reeds sy hart en gedagtes na jou toe draai. Ons lees Romeine 11 vanaf vers 33. Aan God die eer. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit moes vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Daar is 'n oomblik in Romeine 11, net so voordat ons by hierdie doxologie kom, waar Paulus se argument half so skielik ophou. Vir 3 hoofstukke lank het ons saam met hom geworstel met die diepste vrae oor Israel, oor die heidene, oor die uitverkiesing en oor genade. Die teologie is swaar en ryk. Die redenasies van Paulus is skerp, dalk die skerpste in al sy skrywe. Maar die misterie wat hy probeer raakvat is groot, te groot. En dan, net wanneer ons verwag dat Paulus nou hier op 'n netjiese manier alles mooi gaan toemaak met 'n finale stelling, los hy ons met 'n enkele klank. O. O. Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. O. Dit is nie die o van begrip nie. Dit is nie wanneer ons sê, o, nou sien ek hoe dit werk nie. Dit is die o van iemand wat by die limiet van sy eie woorde gekom het. Dit is 'n o wat oopmaak eerder as toemaak. Dieselfde soort uitroep wat in die psalms en by die profete klink, wanneer die spreker ophou om oor God te praat en begin om voor hom te staan. Dit is nader aan, o my God, as aan, o, ek verstaan. En hierdie
oë is die deurslaggewende postuurverskil wat Paulus ons mee los. Hy los ons nie met dogmatiese sekerhede wat die grense van God se weë wil karteer nie. So 'n postuur wil weet en definieer en sisteme maak, en dan rus in die sisteem self, en dit van daar af eintlik maar net dupliseer vir elke generasie wat kom. Dit soek die gevoel dat God se gedagtes genoegsaam begryp kan word, en dit laat 'n mens veilig voel. Goeie teologie. Maar Paulus los ons nie daarmee nie. Paulus los ons met doxologie. Daarteenoor is dit die postuur wat sê, ek het by die rand gekom. Dit is die verste wat ek dit moontlik kan verstaan. Ek kan nie verder nie. En al wat ek nou kan doen is om te buig. En Paulus gaan voort, diepte van die rykdom, en wysheid, en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, en hoe onnaspeurbaar sy weë. Sy oë neem hom ook terug. Hier haal hy Jesaja en Job aan. Wie het die gedagte van die Here geken? Wie was sy raadsman? Wie het eers aan hom gegee, sodat hy iets sou moet teruggee? Hierdie vrae is nie skepties nie. Hulle is bevrydend. Hulle sny die laaste toue deur waarmee ons probeer om God in ons begrip vas te bind. Hulle herinner ons dat God nooit iets aan ons skuld nie. Dat hy nie ons raad en advies nodig het nie. Die skepsel staan nie bo die skepper as die beoordelaar van sy planne nie. Hierdie doxologie nooi ons om God te laat wees. En dan kom hierdie mooi groot sin waarmee Paulus ons los. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Oorsprong, voortbestaan en doel. Daar is geen ruimte links of regs vir die mens om die middelpunt in te neem nie. Alles begin by God, word gedra deur God en eindig by God. Hierdie drievoudige beweging laat nie plek vir 'n teologie waar ons in beheer voel nie. Nee, dit nooi ons eerder om te kniel. Die oë is dis nie die einde van denke nie. Dit is die begin van aanbidding. Wanneer goeie teologie sy werk doen, wanneer dit so ver moontlik gegaan het om te probeer om die rykdom van God se genade oop te maak, dan moet dit ons los met lof. Die oë van Romeine 11 vers 33 is die asem wat ons uitasem, wanneer ons besef dat God soveel groter is as wat ons ooit kon bid, dink of droom. Ek dink hierdie oë kom nooi ons as kerk en as gelowiges opnuut om 'n baie spesifieke plek in die wêreld in te neem. Ons leef in 'n tyd wat sekerheid begeer, maar ook op 'n manier op sekerheid opgegee het. As 'n sekerheid oor wie is reg en wie is verkeerd en hoe God werk en of God enigstens werk en hoe die toekoms moet lyk en kan lyk. En daar's baie slim en intelligente sisteme, tegnologiese planne en dinge wat ons help om al hoe meer seker te word, al hoe meer voorspelbaar, al hoe meer 'n greep op
die lewe. Maar die evangelie nooi ons nie tot sekerheid oor God se planne nie. Dit nooi ons tot vertroue in die God wie se planne ons nie kan naspeur nie. 'n Kerk wat net dogmaties seker is, word hard. Die kerk wat leer om by die oë stil te word, bly nederig, verwonderd en oop vir die verrassing van God se genade. Miskien is dit die diepste geestelike dissipline waartoe Paulus ons na toe nooi. Nie om meer antwoorde te hê nie, maar om te leer om by die einde van ons woorde te kom met stilte en met lof. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. O gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.